Ons gaan saam lees in Joshua 24 in hierdie môre. Terwyl jy so intoe blaai, so 'n gedagte of twee. As jy nou vandag geseën is om 'n vader te kan wees, dan sal vir ons soveel mooi wat ons kan vind in die woord van die Here. Want diep binne elke pa is daar 'n kind. Ons hou van speel. En diep binne ons is daar 'n soldaat. Ons is altyd gereed om te stry vir die wat aan ons toevertrou is. En diep binne ons is daar 'n predikant. Want as jy skeef trap, dan gaan ons jou preek. Diep binne ons is daar altyd een wat gewillig is om te offer. En as dit gaan oor lewe en dood, dan sal soveel paas wat die voorbeeld leef om te sê ek sal my lewe gee. Vir die kind wat God vir my gegee het. En dis wat nodig is. Manne, ouers, wat hierdie voorbeeld wil leef met alles wat hulle het. Vol van liefde, vol van eerbied. En mans is eintlik baie eenvoudig. Ons het liefde nodig. Ons het respek nodig. En ons het 'n lekker bord boerekos nodig. En die res gebeur dan sommer net. Maar ek lees in die woord van die Here van 'n man, ek wil amper sê 'n ander man se kind, soos wat die kleerlinge sou sê. 'n Ander man se kind is nie sommer enige kind nie. Dis 'n ander besnaring van 'n mens wees. 'n Ander man se kind het 'n ander sensitiwiteit in die lewe. 'n Ander man se kind is iemand wat 'n ander beweegrede in die lewe het. Ander norme as maar net. En in ons lewens is daar sulke mense. En in die woord van die Here lees ons ook van so iemand. En vele sulke voorbeelde, maar iets wat eintlik skaars geword het in ons dag, want jong, daar is snaakse kindertjies oor hierdie wêreld. En daarom het ons nodig om te let op die woord van die Here. As ek praat van 'n ander man se kind, dan praat ek nou nie van, soos dit nou klink nie. Ek praat van 'n ander een van 'n ander dam. Maar as ons lees in hierdie gedeelte, dan lees ons van Joshua. En ons gaan lees vanaf vers 1, as jy saam met my soontoe kan blaai en saam kan lees. As jy daarna het Joshua al die stamme van Israel byeen laat kom in Sichem, en hy het die oudstes van Israel en sy hoofde en sy regters en sy opsigters laat roep. En hulle het al voor die aangesig van God gestel. Toe sê Joshua aan die hele volk, so sê die Here, die God van Israel, oorkant die Eufraat het julle vaders van oudser gewoon, Tera, die vader van Abraham en die vader van Nahor, en hulle het ander gode gedien. Maar ek het julle vader Abraham van oorkant die Eufraat afgeneem, en om deur die hele land Kanaan laat trek en sy nageslag vermeerder, en Isak aan hom gegee. En aan Isak het ek Jakob en Esau gegee, en aan Esau het ek die gebergte Seir gegee, om dit in besit te neem, maar Jakob en sy kinders het na Egipte afgetrek. Toe het ek Moses en Aaron gestuur en Egipte getref, soos ek dit daar gedoen het, en daarna het ek julle uitgelei. Toe het ek julle vaders uit Egipte uitgelei het julle by die see gekom, maar die Egiptenaars het julle vaders agterna gejaag, met strydwaans en perdruiters na die Skelfsee toe, maar hulle het die Here aangeroep, en hy het 'n duisternis gestel tussen julle en die Egiptenaars, en die see oor hulle laat kom, sodat dit hulle oordek het, en julle eie oë het gesien, wat ek aan Egipte gedoen het. Daarna het julle baie dae in die woestyn gebly. Daarop het ek julle gebring in die land van die Amoriete, wat oos van die Jordaan gewoon het, en hulle het teen julle geveg, maar ek het hulle in julle hand gegee, sodat julle hul land in besit geneem het, en ek het hulle voor julle uitverdelg. Toe het Balak, die seun van Zippor, die koning van Moab, hom klaargemaak en teen Israel geveg, en hy het gestuur om Bileam, die seun van Beor, te roep,
en julle te vervloek, maar ek wou nie na Bileam luister nie, sodat hy julle nie net geseën het, en ek het julle uit sy hand gered. Toe julle Jordaan deurgetrek en by Jerigo gekom het die burgers van Jerigo, die Amoriete, die Feresiete en Kanaaniete en Hetiete en Girgasiete, die Jewiete en die Jebusiete teen julle geveg, maar ek het hulle in julle hand gegee en perdebye voor julle uitgestuur en wat hulle voor julle uit verdryf het. En 2 konings van die Amoriete, nie deur julle swaard en nie deur julle boog nie. So het ek julle dan 'n land gegee waar julle nie aan gearbei, en stede wat julle nie gebou het nie, dat julle daarin kan woon, wingerde en olyfbome, wat julle nie geplant het nie, daar eet julle van. Vrees dan nou die Here, en dien hom in opregtheid en waarheid. En verwyder die gode wat julle vaders gedien het, oorkant die Eufraat en in Egipte, en dien die Here. Maar as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies dan vir julle vandag wie julle wil dien. Of die gode wat julle vaders daar ook aan die Eufraat gedien het, of die gode van die Amoriete in wie se land julle woon, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Toe antwoord die volk en sê, dit is ver van ons af, dat ons die Here sou verlaat om ander gode te dien. Want die Here onse God, dit is hy wat ons en ons vaders uit Egipteland, uit die slawehuis laat optrek het, en wat voor ons oë hierdie groot tekens gedoen het, en ons bewaar het op die hele pad wat ons gegaan het, onder al die volke waar ons dwars deurgetrek het. En die Here het al die volke en die Amoriete, die inwoners van die land voor ons uit verdrywe. Ook ons sal die Here dien, want hy is ons God. Maar Josua het vir die volk gesê, julle kan die Here nie dien nie, want hy is 'n heilige God. Hy is 'n jaloerse God. Hy sal julle oortredinge en julle sondes nie vergewe nie. As julle die Here verlaat en vreemde gode dien, sal hy julle weer kwaad aandoen en julle vernietig, nadat hy aan julle goed gedoen het. Toe sê die volk vir Josua, nee, maar ons sal die Here dien. Daarop sê Josua aan die volk, julle is getuies teen julle self, dat julle vir julle self die Here gekies het om hom te dien, en hulle sê, ons is getuies. Verwyder dan nou die vreemde gode wat onder julle is, en neig julle hart tot die Here, die God van Israel. Daarop sê die volk vir Josua, ons sal die Here onze God dien, en as sy stem luister, en op die dag het Josua met die volk 'n verbond gesluit, en vir hulle 'n insetting en 'n reg vasgestel in Sichem. En Josua het hierdie woorde in die wetboek van God geskrywe, en 'n groot klip geneem, en die daar opgerig onder die eikeboom, wat by die heilige plek van die Here is. Toe sê Josua aan die hele volk, kyk, hierdie klip sal 'n getuie teen ons wees, want hy het al die woorde van die Here gehoor, wat hy met ons gespreek het, en hy sal 'n getuie teen julle wees. Hy praat van die klip, sodat julle jul God nie verloon nie. Toe het Josua die volk laat gaan, elkeen na sy erfdeel toe. En na hierdie dinge het Josua die seun van Nun, die knegt van die Here, gesterwe, 110 jaar oud, en hy het hom begrawe op die grondgebied van sy erfdeel in Timnath-Serach, wat op die gebergte van Efraim lê, noord van die berg Gaas. En Israel het die Here gedien al die dae van Josua, en al die dae van die oudstes, wat lank na Josua nog in die lewe was, en met al die werke van die Here bekend was, wat hy vir Israel gedoen het. Ook die gebeente van Josef, wat die kinders van Israel uit Egipte saamgebring het, het hulle begrawe in Sichem, op die stuk grond wat Jakob van die kinders van Hemor, die vader van Sichem, vir 100 geldstukke gekoop het, en wat die kinders van Josef as erfdeel ontvang het. En toe Eliezer, die seun van Aaron, gesterf het, het hulle hom begrawe op die heuwel van sy seun Pinias, wat aan hom gegee was op die gebergte Efraim. Net daar lees ons uit die woord van die Here, en mag hy hierdie woord vir ons lewend maak. Het jy gesien hoe daar baie gepraat oor hierdie ander man se kind? Kyk, hoe Joshua het nie teruggehou nie, julle. Hy het dit gesê soos dit is, en hy het hierdie mense baie reguit gesê hoe dit is. Hy het nie doekies omgedraai met sy eie volk nie, hy was nie te besorg gewees oor wat hier gesê word nie, en wat hier gedoen word. Kom ons buig ons harte, dan staan die wat kan staan, van die man se kant af,
En dan gaan ons saam bid. Wonderbare Here, ons aanbid U in hierdie môre vir die voorreg wat ons het om voor U te kan kom staan as gemeente. Here, ons as gemeente het soveel uitdagings, ons leef in 'n tyd vol van uitdagings, ons leef in 'n tyd met soveel aanslae, met soveel dinge, en ons wil vir U aanbid vir die voorreg wat ons het om U naam te mag uitroep, om by U te kan kom skuil, en om U te kan vertrou om 'n engelelaar rondom ons te kom trek. Here, U is die koning van die konings, U is die skepper van die heelal, U hou alles in stand, Here, in U, deur U en tot U is alle dinge, en daarom staan ons voor God, en voor God alleen. En dank Here vir 'n woord in die Bybel wat vir ons sê dat ons heil voor U moet uitwerk, met vrees en bewering, wat ons opwek daartoe om seker te maak, dat ons reg voor U staan. Vader, ons wil kom bid vir ons gemeente, vir elke papa wat hier is, vir elke ouer wat hier is, vir elke kind wat hier is, vir elke een wat betrokke is, wil ons die seën van die Here kom afbid, maar Here, wil ons U kom vertrou, dat die werk wat U in ons begin het, dat U dit sal voortsit, dat U dit sal kom volbring, dat U self sal kom verheerlik in ons midde, in ons lewens, in ons huise, in ons werke, in elke plek waar ons is, gees, siel en liggaam. Dankie Vader dat ons in hierdie môre kan kom saam buig voor U, en ons gemeente nie kan kom opdra met al sy funksies en al sy bedieninge, dat U vir ons sal kom deurdra in elke opsig, en dat ons wat die werk moet doen, dat ons toegerus sal word, Here. Ons bid vir elkeen wie se hand uitgestrek is om saam te werk, dat U sal ondersteun en onderneem. Ons bid vir elkeen wat stryd beleef, dat U sal deurdra, ook in die oomblikke van nood. Ons bid vir elkeen wat alleen voel en stryd beleef in die gemoed, dat U sal ondersteun en sal sterk maak. En dankie Here dat ons na U toe kan vlug en kan weet, U weet van elke detail. Ja Here, U ken ons harte. En dankie dat ons voor U kan kom buig. Ons bid vir elkeen wat verjaar. Ons sê vir U dankie dat U nog 'n jaar gespaar het. En dankie dat ons kan weet U rus toe vir die jaar wat voorlê. Ons bid U seën af. Ons vertrou U vir gelykpaaie, en dat U saam met elke so 'n persoon sal wees. Maar Here, help vir ons asseblief. Terwyl ons in 'n samelewing is waar daar soveel duister is, waar daar soveel verkeerd is, dat ons lig sal wees en sout sal wees in hierdie donker wêreld. Ag en Here, baie maal dan se mense so in die skouerskuur van die lewe en van gemeente wees, raak dit soms swaar. Help ons Here om vir mekaar lief te wees. Help ons om 'n mekaar gemeente te wees waar ons mekaar kan ondersteun, mekaar kan versterk. Here, ek kom dink aan elke plek waar U woord vandag uitgaan in krag en waarheid, dat U daardie woord sal seën en sal gebruik. Dat U woord nooit ledig sal terugkeer nie, maar dat altyd sal bereik dit wat U doel is dat dit sal bereik, en dat U verheerlik sal word daarin. Maar Here, ons kom vra, kom staan by ons vandag. Maak ons ontvanklik vir U woord. Praat met ons, Here. Want ons wil graag hoor wat U vir ons wil sê. En ons vra dit in Jesus naam. Amen. Nou ons lees in die woord van die Here vers 14 en vers 15. Hy sê, vrees dan nou die Here en dien hom in opregtheid en waarheid, en verwyder die gode wat julle vaders gedien het oor kan die Eufraat en in Egipte, en dien die Here. Want as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies dan vir julle vandag wie julle wil dien. Of die gode wat julle vaders daar oor kan die Eufraat gedien het, of die gode van die Amorite in wie se land julle woon. Maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Welbekende gedeelte, welbekende woorde, en ek dink aan hierdie man Joshua, en ek dink terug aan sy lewe. Daar's 'n stadium wat daar 'n opdrag gekom het om verspieders te gaan wees, en ek dink my in aan die vooraand voor hierdie verspiedingstog sou plaasvind. Moes hierdie mense daar gewees het, en ek dink Joshua sou dalk half bietjie eenkant gaan sit het om vir 'n oomblik net te oordink oor waar is ek in my lewe, wat is aan die gang in my lewe, en wat wag vir my, en ek dink, hy sou dalk aan baie dinge gedink het. Hy het dalk gesit en dagdroom oor hierdie verspiedingstog, oor wat wag môre. As die son opkom, dan gaan ons gepantser wees, dan gaan ons gereed wees, en dan gaan ons nou in hierdie vreemde land ingaan, en ons gaan kyk na die plek wat hulle noem die belofte land. Ons gaan kyk wat wag vir ons daar, en hy mag dalk so bietjie opgewonde gewees het, oor
wat mag dalk wees? Hy kon dalk so 'n bietjie onseker gewees het oor, wat kan dalk gebeur? Maar ek dink, as 'n mens dink aan hierdie man, dan het ons iemand hier weet wat 'n man was, wat 'n visie gehad het, selfs voor hy begin gaan het, om die verspieder te gaan wees. Hy was opgewonde, waarom? Want hy weet wat die belofte was, dis die beloofde land waarvan daar gepraat word. En hy is gereed om te gaan kyk na dit wat God beloof het. Hy is opgewonde. Onthou, al wat hulle ken is Egipte. Al wat hulle ken is dit wat slawerny was. Al wat hulle ken is wildernis, maar hy ken nie die gedagte van belofteland nie. Hy ken nie die potensiaal van God se woord en hoe ver dit in die land instrek nie. Ja, hy kan sit en droom daarvan. Hy kon ook daar sit en dink aan die potensiaal, aan die gevare, aan die uitdagings, aan die hoe ons dit gaan maak gebeur. Ek dink nie Joshua het op hierdie stadium mooi besef wat die omvang van hierdie verspiederstog sou wees nie. Ek dink nie hy het mooi verstaan hoe ver die ryk daarvan sou wees nie. Want hier is ons nou vandag, duisende jare later, en daardie verspiedingstog het so groot invloed gehad, dat het 'n ewigheidsimpak op 'n volk gehad het. En dan dink ek aan hierdie man, verseker 'n ander man se kind. Heeltemal anders se denkpatrone. Heeltemal anders ingestel. Ek wil amper so sê, dis nou waarlik 'n man gewees met goedspa. Uit 12 manne uit is daar net 2 van hulle, die ander gaan soek verskonings. Uit 12 manne is daar net 2 van hulle, en dit klink verskriklik, maar wat ek net wil herinner is, daar's nog 2 miljoen ander mans, wat nog meer useless was. 12 het hom so bietjie wimmelwinniger gehad, en net 2 het die potensiaal raak gesien van dit, wat God beloof het, selfs voor hulle die belofte gesien het. En dis die verskil. Dis 'n ander man se kind. Dis hierdie ou wat ingestel is met ander prioriteite, ander meetsnoere, anders geanker is, anders gedryf is, 'n ander visie het as die norm van die dag. Ja, ook 'n ander eindbestemming het. En ek en jy kan onsself in dit speel. Joshua, die seun van Nun. En baie keer kyk 'n mens na Joshua, maar jy lees nie veel van Nun nie, maar die feit dat Nun voorgestel word in die Bybel, net as dit. Joshua, die seun van Nun. En hierdie, die seun van Nun, sê baie van die verhouding tussen Joshua en sy vader. Dit sê baie van 'n band en 'n voorbeeld wat sy vader aan hom gestel het, soveel so dat Joshua dit kon navolg en op die plek kom om Joshua te kon wees. 'n Man wat geroep is vir 'n tyd, soos daardie tyd waarin hy was. En so is ons as ouers vandag geroep vir die tyd waarin ons is. Mans en vrouens, oud en jonk, elkeen van ons is geroep vir hierdie tyd. Sy roeping was vir hom vas. Sy roeping was vir hom eenvoudig. Sy roeping was vir hom sy leefstyl gewees. Alles wat hy gedoen het, was hieraan gemeet gewees. En ons sien dit dwars deur hierdie gedeelte en dwars deur die boek waarin ons gelees het. Daar was nooit 'n brandende bos vir Joshua gewees, soos vir Moses nie. Daar was nooit 'n skare engele wat gereed gestaan het vir Joshua, soos wat daar was vir die Here Jesus nie. Daar was nooit die vuur uit die hemel uit, soos vir Elia gewees nie. Nie 'n eenvoudige man, maar 'n ander man se kind. 'n Dam, 'n eend van 'n ander dam. Uit hierdie selfde familielyn het Josef gekom. En al wat ons van Nun leer is, hy het 'n verhouding gehad met sy seun, wat so groot impak op hom gehad het, dat dit Joshua was. Wat is die impak wat ek en jy vandag op ons nageslagte het? Wat is ons as ouers se impak vandag op die geslagte wat na ons moet kom? Hoe vas is die geslagte wat moet kom in die tyd wat voor ons lê? Want hoe ons verhouding met hulle is, sê presies wat gesê word van hierdie man Nun, omdat sy verhouding met sy seun so sterk was.
Dit laat mens nogal dink. Wat is jou en my nalatenskap in ons verhouding met ons kroos? Nin se kroos is sy getuienis. Wat sê jou en my kroos vandag van ons getuienis? Jy kon die vrug van Joshua se opvoeding vind in sy karakter, in sy kultuur, in sy belange, in sy prioriteite. En alles wat Joshua gedoen het, kon jy gesien het, dis die vrug van dit wat sy vader in hom ingebou het, en dis die impak daarvan. Hy is opgevoed om 'n leier te wees. Nie van sommer net enige leier nie, die een wat God kon inroep om in 'n volk op te staan om land in besit te neem, toe die een wat dit moes doen ongehoorsaam was. Joshua is opgevoed, nie om net 'n leier te wees nie, maar 'n bevelvoerder te wees, 'n man wat in die middel van die stryd kan opstaan, wat in die brese kan tree, terwyl Moses en en Aaron en, wat is die ander een se naam gewees? Hur, daar sê hy, dankie. Terwyl hulle moet bid, is hierdie die ou wat ons stry. Dis die een wat geroep was daarvoor. God het so bestem, hy's opgevoed daarvoor gewees. God het hom voorberei vir hierdie pad, hierdie werk, om sy volle vertroue in die Here te stel, want God het 'n belofte gegee, en ek gaan vashou aan hierdie belofte, en ek sal doen wat ek moet doen, in hierdie belofte, waar te kan sien, word. Hy's opgevoed om getrou te bly. En omdat dit opgevoed was en in sy lewe ingebou was vir al die jare, kom hierdie man by daardie stadium van sy lewe toe die roepstem van God na hom toe kom. Toe vat hy dit. En ons lees nogal redelik deur die woord van die Here oor hierdie man se lewe. 'n Militêre leier, toe die Amalekiete verslaan moes word, Eksodus 17. Hy werk saam by die tent van samekoms, by die kerk. Ons lees daarvan in Eksodus 23 en 33. In Numeri 12 en Numeri 14 lees ons hoe dat hy 'n spioen moes wees, deel van die KGB van die volk van God. Ons lees hoe dat hy een van 2 jong manne was wat God se potensiaal gevat het en gesê het, ek kan leef hiervoor. In Joshua 1 tot 5 sien ons nadat Moses afgesterwe het, is hy die man wat opstaan toe dit nodig was vir 'n volk. En daarvoor moet hy sterk en volmoed wees. En daarvoor moet hy nie bewerig wees nie, en daarvoor moet hy nie beangs wees nie, maar hy word opgevoed vir jare lank, dat die oomblik toe die Here hom die werk kom gee, toe die Here hom kom salf, en toe die Here hom daar die hande laat oplê, toe is hierdie man wat die man is wat land in besit kan neem, toe die res van die volk dit nie kon doen nie. Ja, hy is die man wat hierdie volk kon help en kon lei vir oorwinnings, maar ook vir nederlaag. In Joshua 13 tot 24 help Joshua om die land te verdeel. Elkeen kry sy stukkie. Elkeen kry 'n erfdeel, en Joshua is die man wat dit moet fasiliteer. Hy is die man wat die voortou moet neem. En God het dit in hom ingebou vir al die jare wat voor dit sy deel was. En aan eindig hy dit so mooi af. Julle ouens moet erf wat julle ouens moet erf, en julle moet doen wat julle moet doen, julle moet kies wat julle moet kies, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. In die Nuwe Testament lees ons Handelinge 7, dat Stefanus vertel hoe dat Joshua die tabernakel vir hulle in die land ingebring het. In Hebreërs 4 lees ons hoe dat hulle daar die fisiese rus wat Joshua vir die volk kon help verkry het, kan ons daar die fisiese rus in ons geestelike lewens in die Here Jesus kry. Voorwaar, 'n eend van Annerdam. 'n Pa wat opstaan vir sy huis. En ek het 'n paar gedagtes wat ek vir u wil wys hoekom dit so was. En die eerste ding lees ons in Eksodus 24 vers 13. Hy kon dit wees want hy was 'n getroue dienaar gewees. Eksodus 24 vanaf vers 9 sê, daarop het Moses opgeklim met Aaron, Nadab en Abihu en 70 van die oudstes van Israel. En hulle het die God van Israel gesien en onder sy voete, net soos 'n vloerwerk van safiersteen en so helder soos die hemel self. Maar is sy hand nie na die uitgesoektes van die kinders van Israel uitgestrek nie. En hulle het God aanskou, daarop het hulle geëet en gedrink.
Toe sê die Here vir Moses, klim op die berg na my toe en vertoef daar, dat ek jou die kliptafels kan gee en die wet en die gebooie wat ek geskryf het, om hulle te onderrig. Hierop het Moses klaargemaak en Joshua, sy dienaar. En Moses het op die berg van God geklim. En 1 uit 2 miljoen uit was aan sy sy gewees. Hy het 'n dienaar gehad wat hom gehelp het om God te kon sien. Hy het 'n dienaar gehad wat saam met hom daar was in die oomblik toe God hom wou besoek. Hy het 'n dienaar gehad wat hom geondersteun het in die werk van die Here. Hy het 'n dienaar gehad wat daar was om saam met hom te stry in die oomblik toe die swaard opgetel moes word en die werk gedoen moes word en een moes bid en die ander een moes stry. Was daar 'n dienaar wat die werk kon gaan doen het. En daarom is hierdie 'n man wat 'n ander man se kind is. In die tent van samekoms dien hier die Joshua. Want hy was nie net 'n stryder gewees in die fisiese nie. Hy was 'n stryder in die geloof. Hy was besiel gewees deur die God van die heelal om te stry vir siele, vir die volk, vir die mense wat God aan hom toevertrou het. Hy is daar saam met Moses om die opdrag en die belofte van God hulle deel te maak. Dis wat 'n dienaar is. 'n Dienaar om te help om land in besit te neem. 'n Dienaar om te help om voor mense te staan en God te wil dien en God te wil eer. 'n Dienaar om die regte keuses te kan maak, vir nie net hom nie, vir 'n hele volk. 'n Dienaar wat die hele tyd daar is om homself uit te giet, ter wille van mense. Jou vriende, 'n man wat van jongs af reeds begin het om hierdie pad so te loop. Daarom dat hy aan die einde van sy lewe kan kom en sê, ouens, doen wat julle moet doen en kies wat julle moet kies, maar ek in my huis. Ons sal die Here dien. Die kultuur van 'n dienaar is om van vroeg af reeds gereed gemaak te word. Die kultuur van 'n dienaar is iets wat gevestig moet word in my binneste. Dis om dag vir dag te wil leef. Dis om dag vir dag daardie kultuur te vestig in my lewe, om myself uit te giet, soos 'n drankoffer, en Paulus het dit so mooi gesê. Hoe sou hy ooit kon getroue dienaar wees aan die Here, as hy dit nie kon wees vir Moses nie? Hoe kan ons ooit sê dat ons getrou gaan wees aan God, as hy ons nie eens kan getrou wees aan ons eie huise nie? Getroue dienaars is wat nodig is in ons dag. Getroue dienaars is die woorde wat elkeen van ons graag wil hoor. Op 'n stadium so 'n tydjie gelede staan ek met iemand in gesels en hy deel so mooi gedagte met my. Hy sê die woord van die Here het nooit gesê ons gaan eendag die Here in die oë kyk en hy gaan sê my goeie en suksesvolle dienaars nie. Hy gaan ons in die oë kyk en vir ons sê goeie en getroue dienaars. Al wat hy van ons vra. En ons moet hierdie een ding leer in die lewe. En dit is vir my so mooi gewees. Ons moet leer om getrou te wees en sukses vir die Here te los. Jy sien, ons is baie maal so gefokus op die sukses dat ons drill mekaar en ons roer mekaar en ons doen wat ons doen en ons ywer vir die sukses, maar die sukses is God se sukses. Ek en jy is geroep om getrou te wees. Eerstens getrou in ons huwelike. Getrou in ons huise. Getrou in die opvoeding van ons kinders, getrou in ons samelewing, getrou in ons werksplek, getrou in ons kerk. Ons is geroep om dienaars te wees. Elke ouer, elke jong mens. Joshua deel in daardie dienswerk. En hy sien God se hand in beweging in 'n volk wat dit nie verdien. En hy kom en hy kon staan voor die volk en hy praat met hierdie volk en hy's 'n dienaar van die Here want hy dra sy woord aan hierdie volk oor en hy herinner aan die erns van die saak. Enkeles uit 2 miljoen uit. Ja, baie het baie vrae gevra. Daarom is daar naderhand 'n klomp mense aangestel geword want daar's te veel vrae wat gevra word. Maar enkeles wat bereid was om te dien. Jy sien, ons kan baie opinie sê. Ons kan baie praat. Ons kan baie vra. Maar wie is bereid om te dien? As ek en jy vandag so 'n dienaar, maar dan kan ons saam met Joshua sê, ek en my huis, ons sal die Here dien. Matteus 23 vers 11 sê, maar die grootste van julle moet jul dienaar wees. Elkeen van ons het hierdie roeping, om hierdie dienaars te wees. Wat 'n tipe dienaar is jy vandag?
Wat 'n tipe dienaar is ek vandag voor die Here? Die vraag wat jy jouself moet afvra, is wie se dienaar is jy? Is jy ook SARS se dienaar? Is jy ook die regering se dienaar? Is jy ook die koninkryk van hierdie wêreld se dienaar? Is jy ook Mammon se dienaar? Is jy ook die sportgod se dienaar? Is jy ook die gelukgod en die genotgod se dienaar? Is jy ook die geseënde? Man, dit moet net goed gaan met ons. Johannes 12 vers 26 sê, as iemand my dien, laat hom my volg. En waar ek is, daar sal my dienaar ook wees. Hoe mooi is dit nie, julle? Hoe weet ek iemand is sy dienaar? Hy's naby aan die een wat hy dien. Jy sou nooit vir Joshua ver van Moses af gekry het nie. Hy was altyd naby gewees, altyd gereed gewees, altyd gereed gestaan om te bedien, want hy's 'n dienaar. En hy's geroep daartoe. En so as ek en jy 'n dienaar van God wil wees, sal ons naby aan hom wees. En sal ons altyd gereed wees om onsself uit te giet as 'n drankoffer. Sy dienaar leef in sy wil. Sy dienaar leef getrou. Handelinge 26 vers 16 sê, maar rig jou op en staan op jou voete, want hiertoe het ek aan jou verskyn, om jou te bestem tot 'n dienaar en getuie van die dinge wat jy gesien het, en van die dinge waarin ek nog aan jou sal verskyn. Ja, ons ken nie al die antwoorde nie. Hy sê, baie mooi, daar's dinge wat jy nog nie gesien het nie, daar's dinge wat jy nog nie verstaan nie. Jy het nie nodig om alles te verstaan nie. Al wat ek van jou hê is, doen waartoe jy bestem is. En ek en jy as ouers is bestem om 'n geslag in die lewe te bring wat God verheerlik. Dis die doel. Dis so mooi. Om 'n dienaar te wees beteken nie ek het daardie kennis nie. Dit sê God openbaar. Dit sê God leer. Dit sê God wys vir my en ek is gewillig om naby genoeg te kom om God toe te laat om my te kom onderrig. Dis 'n dienaar. Dit gaan oor jou en my lewensbesluite. Dit gaan oor jou en my lewenskeuses. Dit gaan oor jou en my prioriteite. Dit gaan oor jou en my belange. Dit gaan oor jou en my kultuur. Is dit wat ons hier in Joshua se lewe raaksien? En as ek dink aan die gedagte, dan voel ek eintlik soos 'n hond. Want vir baie jare in my lewe was ek 'n maatskappy se dienaar gewees. Vir baie jare in my lewe was ek geld se dienaar gewees. Vir baie jare in my lewe het ek sukses gedien. En skade in my eie huis berokken. Ek was eerder 'n dienaar van die wêreld as 'n dienaar van God. En vir baie lank het ek eintlik my roeping geval. En ons kan hierdie fout oor en oor maak, vriende. Vir baie lank in ons lewens. En met al jou dienswerk soos jy dit vandag doen, wat sou die kans wees dat jy vandag kan sê, ek en my huis, ons sal die Here dien. Of sê jy miskien vir my moet sê, ja, daar was 'n stadium in my lewe wat ek dit kon gesê het, maar ek kan dit nie vandag meer sê nie. Daar's 'n stadium in my lewe wat ek dit geleef het en gedoen het, maar ek kan nie vandag dit meer doen nie. Nee, ek is nie meer daardie dienaar wat ek veronderstel is om te wees nie. Dan wil die Here vir ons vandag 'n kans gee en sê, kom ons kom weer uit by hierdie plek, waartoe ek en jy bestem is. Gebeur dit nog so in jou lewe vandag? Is dit nog jou prioriteit? Of is hy vandag meer jou dienaar, as wat jy sy dienaar is? 1 Timoteus 4 vers 6 sê, as jy hierdie dinge aan die broeders voorhou, sal jy 'n goeie dienaar van Jesus Christus wees, terwyl jy jouself voed met die woorde van die geloof en van die goeie leer, waarvan jy 'n navolger geword het. Jy sien, jy kan nie 'n dienaar wees as jy 'n navolger is van die woord waarmee jy gevoed word nie. So wat is dit waarmee ek en jy gevoed word? Dis wat bepaal wat se dienaar ons sal wees. Tweedens, hy was afgesonder. Eksodus 33 vers 10 vers 11 sê, en as die hele volk die wolkkolom sien staan by die ingang van die tent, staan die hele volk op en buig, elkeen aan die ingang van sy tent.
Dan spreek die Here met Moses van aangesig tot aangesig, soos 'n man met sy vriend spreek. Daarna gaan hy na die laar terug, maar sy dienaar Josua, 'n jong man, die seun van Nun, het hom nie uit die tent verwyder nie. Hierdie ouetjie, op 'n jong ouderdom, het letterlik by die tent van samekoms gebly. Hy het geboer by die kerk. En as daar 'n ding was om te doen, dan is dit Joshua gewees. Lank voor al die ander goed gebeur het, was Joshua se manier gewees om afgesonder te wees, bruikbaar vir die koning, bruikbaar vir die tent van samekoms, bruikbaar vir die werk waartoe God hom geroep het, bruikbaar daar waar dit saak maak, want hy wil leef vir die ewigheid en nie leef vir nou nie. Hy was maar net soms op die regte plek en nie, hy het sommer daar gebly. Wanneer Moses sê, ek moet net 'n breek vat, ek moet net vir 'n oomblik weggaan, ek gaan net bietjie na my huis toe, my tent toe, dan sê Joshua, nee, ek bly by die tent. Selfs sy mentor het oomblikke wegbeweeg hiervan. Maar Joshua het net daar gebly. En daarom kan Joshua sê, ek en my huis, ons sal die Here dien. Want wanneer hy die gap gehad het om vir 'n oomblik te uitslip, het hy nie. Wanneer hy jou laat sou kom en die ligte sou afwees, dan nie 'n rede gehad om weg te bly nie. Nee, hy was gewillig en getrou gewees om altyd afgesonder te bly vir daardie een enkele roeping. Ek's geroep vir die plek wat God se is. En daarom maak hy geen toegewing nie. En daarin is hy afgesonder vir hierdie een enkele doel. En daarom kan hy so 'n man wees wat 'n eend is van 'n ander dam. 'n ander man se kind. Wat is jou roeping vandag as man? As vader? Wat is jou roeping vandag as vrou in jou huis? Wat is jou roeping vandag as jong mens wat 'n toekomstige vader of 'n moeder gaan wees? Wat is jou roeping vandag in die koninkryk van God? Hoe afgesonder leef ons? Ons praat baie oor afgesonder. Maar dit is regtig een kant ter wille van. Ja, ons is baie keer een kant ter wille van. Maar hoe toegewy is ons ter wille van? Ons is soms een kant omdat ons gewip het, ons is soms een kant omdat ons ander belang het, ons is soms een kant omdat ons ander verantwoordelikheid het. Maar hoe getrou is ons? Want hier die afsonderinge twee dele, dis een kant en getrou. En wie is daar vandag wat vir jou en vir my ons hoogste prioriteit geniet? Is dit die Here? Is dit die roeping? En is ek en jy bereid om in die amp waarin God ons aangestel het, mors dood neer te sak? Of kom ons op 'n punt wat ons sê, nee, ek het my kans gehad, dis nou die volgende ou se beurt. Nee, ek het nou my ding gedoen, dis nou die volgende ou se verantwoordelikheid. Nee, elke ou het mos nou sy eie stukkie. Hoe non-negotiable, vriende, is ons afsondering vir God se wil? Hoe non-negotiable is jou en my toewyding aan God se plan vir ons lewens? Hoe non-negotiable is ons soeke na sy teenwoordigheid? Ons moet so versigtig wees. Want as 'n mens dink daarin, dan gryp dit my. En ek dink aan daardie prentjie wat Arjan vir ons gegee het toe hy hier was met Moedersdag. Hierdie afsondering is daai eenvoudige ding van hoe wyd is die sirkeltjie wat ek en jy om onsself trek? Maak as ons baie mense maak, ja, so, ek erken my fout, of ek doen wat ek doen, en ek maak wat ek maak, maar, of sê ons, Here, is ek. Dis ek en is U. Die derde ding wat ek in hierdie man se lewe sien, hy was vol van geloof gewees. In Numeri 14 vers 8 sê die woord van die Here, ek lees van vers 6 af, van Joshua die seun van Nun en Caleb die seun van Jefune, twee van die wat land verken het hulle klere geskeur en die hele vergadering van die kinders van Israel toegespreek en gesê, die land wat ons deurgetrek het om dit te verken, is 'n buitengewone goeie land. As die Here 'n welbehae in ons het, sal hy ons in hierdie land inbring en dit aan ons gee. 'n Land wat oorloop van melk en honing. Wees net nie teen die Here opstandig nie. En wees julle nie bevrees vir die volk van die land nie, want hulle is ons spys. Kan jy glo? Dis 'n ander goedspa. Dis 'n ander vertroue op die Here. Want hy het nou al reëse gesien, het al gesien wat aan die gang is. Hy sê hulle beskutting het van hulle gewyk en die Here is met ons. Wees nie bevrees nie. Sien jy die geloof? Sien jy hierdie mense se oortuiging van dit wat God vir hulle beloof het?
Joshua 3 vers 10 sê, verder het Joshua gesê, hieraan sal julle erken dat daar 'n lewende God tussen julle is, en dat hy sekerlik die Kanaaniete en die Hetiete en Jewiete en Feresiete, Girgasiete en Amoriete en die Jebusiete voor julle uit sal verdrywe. En kyk, die verbondsark van die Here van die hele aarde trek voor julle uit die Jordaan in. En omdat daar die arkie is, kan ons maar trek, want God is met ons. Sjoe, vriende. 2 manne wat oortuig is van God se getrouheid. 2 manne wat gewillig is om dit te vertrou, al sien hulle niks nie. Hulle het geen bewys nie, hulle het niks wat verder gebeur nie. Maar God het hom aan hulle bewys vir 40 jaar lank. En hulle sien kans om 'n land in te trek. Volkome vertroue op die Here. Papa, dis baie keer nogal moeilik wanneer die somme nie sin maak nie. Om volkome te vertrou. Dis soms nogal moeilik wanneer ons nie antwoorde het op die lewe nie. Dis nogal moeilik wanneer iemand in ons huis seer en swaar kry. Dis nogal moeilik wanneer ons by daardie plek kom wat ons vertrou word vir die antwoorde, maar ons het dit nie. En dan moet ons volle vertroue op die Here plaas. En dis hoekom ek en jy 'n kultuur moet leef waarin ons God dag vir dag vertrou, sodat wanneer dit saak maak, ek kan onthou hoe getrou God al reeds was. En ons as ouers moet daardie voorbeeld stel. Kyk, ons is goeie voorbeelde van hoe om te jag, en ons is goeie voorbeelde van hoe om sport te doen, en ons is goeie voorbeelde van hoe om beleggings te doen, maar hoe 'n goeie voorbeeld is ons van om God te vertrou. Hoe goeie voorbeeld is ons om aan God vas te hou, want daar niks anders is om aan vas te hou nie. Hoe goeie voorbeeld is ons om al die ander dinge een kant te skuif. Ja, wanneer ons self soms moedeloos is. Ja, ek en jy het nodig om 'n voorbeeld te stel van 'n onwrikbare geloof in die Here. Want as ons dit nie doen nie, betaal ons kinders die prys. En as jou kinders waarlik, soos met Paulus, jou navolger is, moet jy jouself die vraag afvra. Volg hulle 'n drama queen? Of volg hulle 'n man en 'n vrou van God? Volg hulle iemand wat so bietjie die fokus verloor en begin paniek? Of fokus hulle en volg hulle iemand, 'n navolger, wat hulle nader en nader en nader aan God gaan bring? As jou kind jou volg, om presies te doen wat jy doen, sal hy nader aan God kom, of gaan hy besig wees met vormgodsdiens? Wat 'n voorbeeld stel ons vir ons nageslag van geloof. Wat 'n voorbeeld stel ons vir ons nageslag van kerk wees? Wat 'n voorbeeld stel ons vir ons nageslag van liggaam van Christus wees? Wat 'n voorbeeld stel ons vir ons nageslag van 'n offer voor die koning van die heelal? Wanneer ons die kleingeld uithaal en dan doen ons dit wing it. Wat 'n voorbeeld stel ons vir ons mens in ons huis? Wanneer ons dink ons is okay met die Here. En daarom moet ek en jy die Here vertrou, sê Here, help ons. Dat ons manne en vroue sal wees vol van geloof. Sodat die voorbeeld na ons nageslag toe kan deurgaan. Want weet jy, geloof steek aan. Dis soos 'n veldbrand, né? As jy iemand sien wat geloof het, dan steek dit jou so aan dat jy wil dit ook graag so beleef, en jy wil ook God se hand in beweging sien. En daarom steek dit aan soos 'n veldbrand. So as daar nie 'n veldbrand is nie, dan sal daar nie 'n vonkie was nie. Ek sien hierdie man as 'n man gewees vol van die Gees. In Numeri 27 vers 18, vers 16 sê, laat die Here, die God van die geeste van alle vlees, 'n man oor die vergadering aanstel, wat voor hulle uittrek en wat voor hulle intrek, en wat hulle uitlei en wat hulle inlei, sodat die vergadering van die Here nie mag wees soos skape wat geen wagter het nie. Toe sê die Here aan Moses, neem vir jou Joshua, die seun van Nun, 'n man in wie die Gees van God is, en lê hom die hand op. 'n Man in wie die Gees sigbaar is. Hoe het hulle geweet die Gees is in hom sigbaar? Want hy was gehoorsaam gewees. Hy was 'n man wat op die woord van God gefokus het. Hy was 'n man wat mannemoed gehad, wat gedryf was, wat geanker was, wat onbeweeglik sterk gestaan het. 1 Korintiërs 15 vers 58 sê, daarom my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie.
1 Petrus 5 vers 9 sê, hom moet julle teestaan, standvastig in die geloof. Papa, mama, doen ons dit? Staan ons die bose teë standvastig? Of bakkel ons bene partykeer? Vol van die Gees is nie net gehoorsaam nie, dis ook daardie onderskeiding wat nodig is. Vol van die Gees is gewillig, vol van die Gees is bruikbaar, vol van die Gees is afhanklik, vol van die Gees is nie onseker nie, maar is vas in die Here. En dis wat die groot verskil maak in hierdie man se lewe. 'n Eend van 'n ander dam. Wat nie wankelrig is nie. Wat nie dubbelhartig is nie. Wat nie afgewend word van die dinge wat saak maak nie, omdat hulle aandag afleibaar is, soos wat ons baie maal vandag is nie. Ons 'n stadium waar die Here my tot stilstand geruk het. Ek sit en mense dink mos altyd as man van die huis, man, jy sal voorsien. Jy sal sorg, jy sal beskerm en die eendag moet ek huis toe ry en ek weet as ek by die huis kom is daar nie kos nie, ek kan nie vanaand voorsien nie. En ek klim in die motor en ek ry huis toe op pad, huis toe breek die motor. En ek beklei met die Here, Here, kan dit nou ook nog wees? En my buurman, wat nooit aan daai kant van die Kaap is nie, ry by my verby en hy stop en hy sê, nee, wat gaan nou aan? Ek sê, jy gaan dit nie wil glo nie. Ek is op pad na 'n plek toe waar ek met mense gaan bedien, maar dis nou nog voor ek in die bediening was julle. En hy breek die kar ook nou nog en alles is onderste bo en dis in hierdie proses wat die Here met my besig is. Want ek sukkel om die roeping te aanvaar wat God op my lewe wil hê, want ek wil voorsien en ek wil sorg en ek wil doen en ek wil werk. En hier kom ek en ek het niks. Ek kan nie eens by die huis kom nie. Hy sleep my en ons stop voor die plek waar ek moet gaan mense bedien en die Here voorsien daar 'n hele boks vol lam choppies en dinge van 'n vreemde mens af. Ek ken tot vandag toe nie sy naam nie. Nou as julle my vrou ken, dan verstaan julle sy en 'n choppie is soos amper seker woorde. Hulle is so. Hulle verstaan mekaar baie mooi. So die Here kom gee dit toe nie my beste nie. Hy kom gee haar heel favourite vir haar. Toe ek dit nie kon doen nie. En terwyl ons daar staan en ons pak die boks uit, is Ulrika se ma winkel toe en sy gaan koop vis en chips. Dis nog 'n favourite. Sy het ook nie geweet wat aangaan nie. En terwyl ons daar staan en ons wag vir dit om te gebeur, lei die voordeur klokkie en ek stap vorentoe en mense wat so 5 huise in die pad afbly, staan met 'n groot pan met macaroni en kaas en dis nog 'n favourite. En ek staan daar en in 'n oomblik word ek so oortuig daarvan. Ek moet aan die einde kom van ek sal. En die Here kom wys my ek het niks om te bied nie, ek het niks om te offer nie. En weet jy vriende, dis die beste ding wat in jou lewe kan gebeur. As God jou en my by die einde bring van ek sal. Die beste ding wat jou kinders kan sien, is wanneer jy 'n gebroke hart het voor die Here. Die beste ding wat jou huis kan sien, as jy 'n man en 'n vrou is, wat gevul is met die heerlikheid van God, met die krag van God, met die vuur van die hemel. Die beste ding wat jou mense kan sien, is 'n man en 'n vrou, wat bely voor die Here, wat buig voor die Here, wat God toelaat, om te inspireer. En as ons nie gaan kom aan die einde van onsself nie, gaan ons vir ewigheid dink, ek sal. Ek sien hierdie man was 'n biddende man gewees. Josua 10 vers 12 sê, toe het Josua met die Here gespreek. En dis die enigste keer in die wêreld se geskiedenis wat toe hierdie man met die Here praat, sê die volgende vers, toe staan die son stil en bly die maan staan, totdat die volk hulle gewreek het op hulle vyand. En daar was geen dag soos hierdie een nie, voor hom en na hom, dat die Here na die stem van 'n man geluister het nie. Want die Here het vir Israel gestry. Hierdie ou het gebid. En die aarde het ophou draai. Sjoe. Dan skiet ons so ver te kort. O vriende, daar is nodig vir 'n ouer geslag om op te staan, wat so kan bid dat die aarde sal ophou draai. Daar is nodig in ons dag vir 'n geslag om op te staan, om die knie vir God te buig. Want die goddeloosheid is besig om die aarde uit beheer uit te laat spin. En as ons dit kan doen, vriende, sal God vir ons stry.
Is dit die ouer wat jy vandag is? 'n Biddende, knielbuigende, hartgebroke, oopgeskeer voor die Here. Vir 'n geslag, wat in die slag gaan bly as ons nie gaan bid nie. Hy sit op die troon van die hemel, hy wag op die gebede van die kinders van die Here. Hy sit op die troon van die hemel en hy wag vir manne en vroue soos ek en jy, om te bid vir 'n geslag wat verlore gaan. En ons is so arrogant. Ons dink ons kan sonder gebed aangaan. Gebed is die sleutel. Nou onthou ek so oor al die jare, hier van die einde 1800s af, was daar die verlore generasie gewees, met al die wêreldoorloë en al die mense wat dood is. In die 1900s was dit die survivor generasie gewees, want dit was die groot depressie gewees, en die oorloë wat gedreig het. Van die 30s tot die 40s was dit die stille generasie gewees, harde ekonomiese tyd en baie armoede. Die 40s tot die 60s was die baby bloomers gewees, want na die oorlog het hulle TV's gekry en toe was baie kinders. Toe kom die hippies en die dwelms. Van die 60s tot die 80s was dit die generasie X, wat hulle dit mos nou noem, met die media en die rekenaars. Van die 80s tot die 90s was dit die internetgenerasie en die millennials gewees. Van die 90s tot die 2010s was dit die selfoon en die sosiale media gewees. Van die 2010s tot waar ons vandag is, het dit AI geword. Wie weet wat wag? As ek en jy nie die generasie gaan wees wat gaan bid nie. Wat is daar wat oorbly as ons nie op ons knieë gaan kom nie, vriende? En ek sien hier die man kon bid, dat die aarde ophou draai. Nie omdat hy so goed is nie, omdat God so wonderbaar is, om na die stem van 'n man te luister. En die laaste wat ek graag wil uitwys, wat hierdie man so 'n een van 'n ander dan maak, is die manier hoe hy dit laat maak. Josua 24 vers 15 sê mos nou, hy sê vir hulle ouens, julle moet maar kies wat julle moet kies, en hulle sê toe vir hom, nee, is ver van ons, maar hier is vers 13 wat my getref het. Hierop het Moses klaargemaak en Josua, sy dienaar. En Moses het op die berg van God geklim. Jy sien, die klaarmaak is wat saak maak. Dis nie hoe ons begin nie, dis nie hoe ons al die pad geleef het nie, dis nie al die ander dingetjies nie, is hoe ons klaarmaak. En ek en jy is so naby aan die klaarmaak deel van die lewe, want ons weet, dit kan vandag gebeur dat die Here ons kom haal. Ons tydjie kan net hier verby wees. Ons mag dalk nie eens nog 'n erediens hê nie. Ons mag dalk nie kans hê vir nog een gebed nie. Ons mag dalk nie kans hê vir nog een stap van geloof nie. Ons mag dalk nie kans hê vir nog een gebeurtenis nie. Ja, ons mag dalk nie kans hê vir nog een stukkie koek nie. So wat sal van ons gesê word? Wat se millennials is ons? Wat se generasie is ons? Gaan ons die klaar maak generasie wees? Of die klaar wees generasie wees? En daarom het ek en jy nodig om te sê, Here, help ons. Laat ons al klaar maak meer as oorwinnaars. Laat ons al klaar maak as daardie wat volhard het tot die einde toe. Laat ons al klaar maak as daardie wat nooit opgehou het nie, wat altyd gefokus was, wat altyd getrou was, wat altyd gekies het en gesê het, Here, vir U en vir U alleen, Here. Want Josua se klaarmaak was die volk se erfdeel. Dis 'n skerry gedagte, né? Wat as jou en my klaarmaak? Kyk, hulle kan huise erf, en hulle kan karre erf, en hulle kan plase erf, hulle kan die hele wêreld erf. Is dit al wat ek en jy het om vir ons kinders te laat erf? Want as jou en my klaarmaak, wat die verskil gaan maak. Die woord van die Here sê vir ons so mooi daar, vir al die jare wat Josua geleef het tot sy einde toe, het die volk die Here gedien. Dis hulle erfdeel gewees. En van al die oudstes wat saam met hulle was, en vir jare daarna, sê die geleesde gedeelte, het hulle nog steeds die Here gedien, want dis wat hulle in hierdie man gesien het, hoe hy klaar gemaak het hulle so geïnspireer, dat hulle gesê het, dis wat ons moet doen. Hoe gaan jou en my klaar maak lyk?
Mag die Here ons regtig help om die dienaars te wees wat ons behoort te wees. Goeie en getroue dienaars. Los die sukses vir die Here. Manne en vroue van geloof, gevul met die volheid van God en die vuur van die hemel, wat biddende is, gebroke is, wat klaar maak, met 'n erfdeel in die hemel. Nie op die aarde nie. Dan kan ons ook sê, en dan alleen, ek en my huis, ons sal die Here dien. Want as jy dit nie reg sê nie, as jy dit nie reg leef nie, moet asseblief nie die woorde sê nie, want al wat jy vir jou kind sê is, soos wat jy doen, keep on going. En dan is ek en jy die rede vir ons nageslagte, wat hulle oë oopmaak in die verdoemenis. So mag die Here ons lei in gebed. Mag die Here ons lei om klaar te maak vir sy eer. Vader, baie dankie vir die wonderlike voorreg dat ons U kan kom bid. Want Here, ons het U nodig soos nog nooit van tevore nie. Ja, Here, ons begeer om daar die voorbeeld te leef wat so broodnodig is. En ons bid dit in Jesus naam.